laasweek die voorreg gehad om bietjie onder te wees in die Kaap. En dit was 'n lekker Sondag, want dit is 'n perfekte Sondag gewees. 'n Perfekte Sondag in die huis van die Here te wees. Amen. Nie om vanmiddag uit te sien dat die skaaphuis gepunt is nie, maar eerstens om geestelik gestig en gebou te word. Daar is nie 'n beter plek om te wees in die huis van die Here nie. As dit nie jou uitsienspunt is, as jy nie saam met my sien nie, maar ek regtig vir hom gaan stil te raak oor dit. Want gees soek gees. Spirit will always seek spirit. As kies vir die voorbeeld wat ek gebruik, maar onthou in my BC dae, kon ek nie gou genoeg waag hier op 'n Woensdag, se kantjie, want jy weet, daar is so baie woorde en name wat ons gebruik, maar ek onthou die by 'n Woensdag, onder se kant het ek eens persoonlikheid begin kry, maar dan weet ek Vrydag is om die draai. En dan het ek al begin ek is expectation, hierdie verwagting gehad vir die naweek van hoe ek kan sy. En dan hoe ek gaan lieg, en hoe ek dinge gaan doen vir my eie gewin. Maar min wetens, het ek nie geweet nie, dat Romeine 6:23 sê, die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe wat Christus Jesus gees in julle gelewe. The wages of sin, brother, kan jy my so 'n bietjie afstel asseblief, as dit moet ek net so 'n bietjie af asseblief. As ek waar ek skree op 'n stadium, iemand word wakker. Maar, hoekom ek dit sê is dat, die wêreld daar buite en die mens homself soek sensasie. Dit moet alles gaan oor emosie, oor hoe comfortable en hoe lekker dit vir my is. Maar in die pad wat ons stap saam met Heilige Gees, geleid deur Heilige Gees, werk dit nie so. It's never about our convenience, it's about our obedience. Dit gaan nie oor hoe maklik en perfect dit vir my en jou is, dit gaan oor, is jy gehoorsaam aan die roep en die inspraak van Heilige Gees in jou lewe. En dis ook vanoggend is julle. Het julle gaan luister na my laaste liedjie se woord? With arms held high. En dis hoekom daar's 'n afwagting, 'n verwagting in my hart waar ek hier staan. Want vir my persoonlik voel ek in my geesteslewe hoe daar, dis hierdie opbou na 'n klimaks toe, daar's 'n opbou na 'n klimaks toe. Wat is die klimaks? Die klimaks is Pascha. The time of Passover. Nie Easter nie. Want Jesus, Abba Vader en Heilige Gees, het geen konnotasie met 'n eier of met 'n stukkie chocolate. There's no connection to it. En ek wil nie vandag beklei die vuis te gooi nie, maar kom sit na die tyd met my, maar as ek jou presies wys uit die woord dat daar geen konneksie is tussen Easter en Jesus se kruisiging. Dis wel Passover, die tydperk van Pascha. Nou kom ek hier praat is daar my gees niets. As ek luister na 'n liedjie soos wat ons net gesing het wat ons mee afgesluit het, dan breek ek aan die binnekant. Ek verstaan nie my buitenste hoekom ek huil nie, maar my binnekant breek. Want ek weet, ek moes Jesus deurgegaan in 2000 jaar terug. He wasn't confronted with death in Gethsemane. Maar ek geweet van die begin af, Johannes 3:16. Want so lief het my Vader almal by die aarde wat was en is en wat nog kom, lief. Dat hy my sal stuur, my Jesus sal stuur, om my lewe te gee, vir elkeen. En dan kom mense en ons raak so vasgevang en entangled in die dinge van die wêreld. En dis hoekom ek vanoggend wil kuier oor 'n woordjie, wat in die laaste 10 dae heavy op my hart, dit resoneer so my gees. En die woordjie is expectation, verwagting. Om 'n verwagting te hê. As 'n mens kyk na die belangrike aspekte, the aspects of a child of God's life, 'n Christian, 'n kind van God se lewe, weet ons is verskriklik baie belangrik om geloof te hê. We need to have faith. Ons moet 'n gebedslewe hê. Dis verskriklik belangrik om tyd te hê, om 'n tyd in die woord te spandeer, ons moet die Bybel studie. Baie belangrik, en dis wat ek absoluut voor geroep is fellowship. Voorbeeld daarvan is gister,
Hendal. Tuin vir Hendal. Joyce Hendal. Serene se tuinsientjie, het ek die voorreg gehad gesing met 'n seun in Pretoria. En ek het hulle jare laas gesien. En ek kom by die plek en ek ken niemand nie. Ek ken net die mamma van die dogtertjie wat ek met insien. En ek ken Serene se ma vir Hendal. En toe ek vir Hendal sien, ek wil nog, weet my hande uitsteek, toe duik hierdie vrou my. Ek vra vir jou en ek wys haar na die tyd die foto's, waar Hendal foto wil neem saam met my, maar sy hou my so styf vas. En ek dink myself, maar hoekom Here? En Here sê my dis oor, sy is honger vir fellowship. Sy is in die nuwe seisoen waar God al geplaas het in Pretoria, maar sy het nog nie al 'n plekkie gevind waar sy kan fellowship. Nie kerk nie, dis 'n verskil tussen kerk en fellowship. Kerk kan jy gaan hê, jy kan uitstap en jy kan een oor en ander oor uit. Maar fellowship is 'n leefstyl. Koinonia in Grieks. Waar ek kom, en dis eintlik wat Jesus ons kom leer, as jy kyk in die boek van Handelinge, waar they came together daily, what did they do daily? They took the bread, they broke the cup, and what they had amongst them, they shared with each other. Wat hulle gehad het onder mekaar verdeel. Nou, net gou, daar's ek al klaar, baie skuldig. Want dink gou mooi aan die einde van die maand, wat is die eerste ding wat jy doen, as jou salaris inkom? Maar wat moet ek cover hierdie maand? My goedjies moet net uitgesort wees. Maar in die boek van Handelinge, hierdie mense se mindset was totaal en al anders te gewees. Why? Because they believed by the Holy Spirit. So dan sê die woord verder, and they lacked in nothing. Dis daai plek van iemand wat na my toe kom, maar net en sê, "Jong, hier is ek 'n probleem. Ek weet ook my huis hier betaal hierdie maand nie. Wat het gebeur? Ek weet ons besigheid het shots gevat en ons sit in die situasie en ek kom die plek en sê, "Weet jy, jong, moenie worry, dis gecover." Dis hoe hulle met mekaar gecover het daai tyd. That was true fellowship. So ek weet al klaar, hier waar ek staan, ek is skuldig. Ek wil aan werk. Dan sien ons saam met dit liefde, diensbaarheid en evangelisasie. Evangelism is so important when you call yourself a child of God, because you're not saved, jy is nie gered net om hemel toe te gaan. Jy is gered om ander mense van Jesus te vertel. En so ek gister gedeel het met mense, vanoggend ook in die songbid vir die tyd, I shared with people, listen, we must never ever forget that the mandate that God gave us, wat Jesus ons gegee het voor dit opgevaar het hemel toe, was wat gewees? Gaan dan heen en bou kerke. Ek kry vir jou 'n 1000 lidmaat kerk. Is dit wat hy gesê? Hy het gesê, gaan dan heen en maak baie geld. Nee. Hy het gesê, gaan dan heen en word populêr. Nee. Gaan dan heen en word die grootste prediker of evangelis of apostel, het titels moernei, want dis wat ek jou voorgeroep het. Nee. Hy kom en hy sê, gaan dan heen en make disciples of all nations and baptize them in the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit. Wat so amazing is, daar sit 'n jong man. Daar sit hy. En papa het klaar met my gepraat. En binne 'n dag of 2 of 3 gaan jy die voorreg hê om deur die doopwater te gaan. En die vraag is, ek weet as jy op opstaan en jy ken die Heilige Gees, jy pas saam met Jesus, weet ek, as jy vra, maar hoekom moet jy gedoop word? Het jy 'n fliek gekyk, het jy 'n movie gekyk, het jy 'n teaching geluister? Jy het my sê, nee, daar's iets wat in my hart gebeur het. The Holy Spirit prompted me to say, I need to be baptized. En ek sal nooit iemand doop, as hy my nie kan antwoord en sê, ja, dis Heilige Gees en Heilige Gees aandeling wat my oortuig het om gedoop te word nie. Anders is ons besig met godsdienst. So julle, dan moet in 'n kind van God se lewe, moet daar die hele tyd 'n honger wees, 'n verwagting wees vir dit, hoor hoe mooi is hierdie, vir dit wat nie net God in my lewe wil doen nie, maar kyk hoe mooi is hierdie, wat hy in my en deur my gaan doen. Nie wil net doen nie, gaan doen. You need to be a clean, pure conduit. Ek het altyd gepraat van my boetie se planne. Wat is daai pyp wat 'n mens 110 mil pyp? Is ek reg? Victor, help my, Joe. PVC. Is dit? Miskien?
My ma's by die teleskoop, maar ja, sy is soos van ma. Ek het nog vertel van die teleskoop. 'n PVC-pyp. Ja, oké. Maar mos die teleskoop is baie belangrik. Al bid maar die tyd. Altyd met nog 'n teleskoop. Maar 'n PVC-pyp, en ek het ook gepraat van met die PVC-pyp wees wat kan, hy die water kan deurvloei. En toe eendag hoor ek die woord conduit. Want 'n conduit is soveel mooier, dit is net 'n mooi betekenis. En dis wat ons moet wees. As jy 'n seun en dogter van die Allerhoogste is, praat Vader met jou. Heilige Gees prompt jou. Hy sê vir jou binne, doen dit. Want gister na die inseën, toe ek nog, nou is dit tyd vir my paai te vat en te waai, toe nee. Toe sê die Here, daar sit 'n tannie op die punt, 'n ouerige tannietjie. You need to honor her. Maar ek ken hom. En wat doen ek? Ek neem die skoene van die bereidwilligheid om die evangelie van vrede te verkondig. Efesiërs 6, the full armor of God. Ek vat dit in geloof, faith. Ek vat geloof en ek stap na die tannie toe. Ek sê van tannie, goeie dag. Sy sê, kies for my child. I was really touched this morning about this message that you brought. Ek sê, tannie, can I just release a word over you? Toe ek het vir sê, weet ek nog steeds 'n woord nie. Maar ek sit nie die woorde in my mond nie. Ek dink nie wat om te sê nie. Dis die Heilige Gees wat in my werk. En ek sê vir tannie, you know what? The Lord shows me that when you pray, things shift in the spirit. En ek tannie begin en ek sê, you know what? The Lord honors you. He wants to honor you this morning for staying on your knees for your children. En die vrou cracks. Sy sê, you know what? Wat is al? Wat is onmiddellik hy boksie daar omvat? Dit klink soos goue muntstukke. Ek speel so. En onmiddellik sê ek vir die tannie, ek kan tannie nie onder, en die Here wys my dat sy op haar knieë was vir haar kinders. En sy sê vir my, die babietjie wat ingesien is vandag, ek is die ouma van haar babietjie, die man is my seun. En sy sê my, when I won't believe it, but a while back I was still an atheist. Ek sê, tannie, but how is it possible that I studied today, because to dedicate a child unto the Lord is not about the baby, it's about the parents that makes the commitment. The parents makes the promise. The child cannot make the promise, it's the parents. En die vrou, sy snap dit, en hier kom staan haar dogter, en hier gee die Here vir die dogter 'n woord. En die dogter is so lief vir die Here, en sy vertel my van al haar Rema Bybelskole wat sy geloop het, en sy is on fire, en die volgende kom hy in die Gees, en gee vir haar 'n woord. En ek sê vir haar, ek sê vir haar, how do you see yourself? Sy sê, no, I'm a child of God. Ek sê, no, you understand the concept, but how do you see yourself? Are you in love with yourself? En sy kyk af en sy sê, no, I'm in love with myself. Die Heilige Gees kom en touch daai sussie se hart na. En sy aanvaar that she's accepted, she's acknowledged, she's approved, she's the daughter of the Most High. En die identiteit van op haar prinsessie se skouers na. En sy val uit haar hart. Ek kon net in my kar geklim en gery het, en nou gaan ek huis toe. Ek het hard gewerk, Pretoria toe terug. Môre is nou die dienstyd, ek nog gaan voorbereiding doen. Dis Mornysewil. God kan nie werk met Mornysewil nie. God wil werk wanneer hy wil werk. So, julle, ons moet elke dag hier om in die Heilige Gees geleid te word. As ek kyk na my eie lewe, was een van die belangrikste lesse wat ek geleer het en nog steeds leer, is dat my verwagting alleenlik God moet wees. Mornay, alleenlik God. Ja, wat sê Mattheus 6:33? Mattheus 6:33, wat sê hy? Seek first your own kingdom. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all things will be added. Soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, alles sal bygevoeg word. So is die ding, wat gebeur as jy die lewe lewe? Wanneer jy dit begin doen en jy begin lewe, dan sal jy nie sommer teleurgestel word deur die aksies en reaksies van mense. Because your focus is op hom. Jou fokus is op hom. Mense gaan jou teleurstel. En moet ek jy vertel, kyk, as ek nou hier moet optrek en ek sê, staan op, jy mag nie jok nie.
Moet nie opstaan nie asseblief. Maar ek sê, staan op en wees eerlik. Sit jy hier so met church hurt? Were you hurt by the church? Dink ek, jy gaan min stoele wees en mense nie gaan opstaan nie. Hoekom? Dit is nie kerk se stoel. Dis nie pastoor in my dominee se stoel nie. Een van die eerste dinge wat ek moes leer, toe ek in church hurt was, my fokus was verkeerd. My fokus onbewuslik was gewees op die persoon. En ek het gekom uit 'n plek van onkunde en ek het daai persoon amper langs God ingeskryf. Want hy kan niks verkeerd of sy kan niks verkeerd doen. Hierdie is die man of die vrou van God. You're heading for a disaster. Daai persoon na wie jy opkyk, is 'n mens soos jy. Hy die salwing of sit die salwing van die Heilige Gees op hulle, maar moet hulle nie veraf word nie, dis wat ons hier kry. David omskryf dit so mooi in Psalm 62. Hy sê, en ek dink dit is belangrik dat 'n mens die konsep verstaan, die rede hoekom Psalm 62 geskryf is, net gou verduidelik. Want hierdie deel van Psalm 62 gaan spesifiek, en dan sê dit in English, it's about him fully trusting. Waar hy sê ten volle sy vertroue plaas in God, veral wanneer daar druk is en wanneer dit swaar gaan. Die Psalm se tema gaan oor to wait, listen how beautiful this is, to wait silently, but also in confidence on God for salvation and for strength. Dit is belangrik dat ons hier goed verstaan. Hoekom het ek Psalm 23 geskryf? Hoekom skryf ek Psalm 17? Hoekom? Ons lees dit net oor, maar weet jy wat, as jy 'n kind van God is, begin 'n paar skalle. Begin in te druk. Ek beloof jy, as jy net 20 minute of 10 minute of 'n halfuur of 'n uur as jy kan, 'n dag vat en sê, weet jy, ek gaan vandag, ek moet nog my lekker Bybelstudie Bybel kry en ek gaan 'n bietjie selfstudie doen en ewe skielik, dis asof ek het myself gekry dat as ek besig is met voorbereiding met tydjie, my grootste challenge is om te bly by die tema waar ek is. Wil jy, ek kry met tydjie as ek is ver weg van die boodskap wat ek moet bring, want hy slip jou in. Dit slip jou in, want jy kan nie verstaan, hoe het ek nie hierdie geweet nie? Here, dis 'n nuwe revelation, hoe gebeur dit? En dis die honger wat ons moet hê vir die woord van God. Hoor gou hoe mooi is die volgende 2 vertalings wat ek vir julle gaan lees. Die eerste vertaling sê die Scriptures Bible. Scriptures Bible praat baie, hulle praat nie net van and God said nie, they will say and Elohim said, and Yahweh said, and Yeshua said. Dis mooi, baie Hebrew wat inkom, maar hoor hoe mooi is die Scriptures Bible. Die Psalms in Hebrew is Tehillim. Hoor hoe mooi is die, kyk gou hierso, wat sê daar? Hy sê, my being finds its rest in Elohim alone. Because my expectation is from him. Is dit nie beautiful? Hoor wat sê die Passion Translation. I am standing in absolute stillness, silently before the one that I love, waiting as long as it takes for him to rescue me. Only God is my Savior, and he will not ever fail me. Maar nou kom ek gaan op toilet raak. En mense met 'n klipkop mentaliteit. Ek lees net uit hierdie vertaling. Good for you, as jy net lees in hy vertaling. Maar ek wil iets vertel, daar's baie Engelse woorde wat hierdie boer sê nie verstaan nie. Nou kom en daai en ek verstaan nie wat ek lees nie. So nou sit ek sê, Here, ek verstaan dit, en sê, Here, maar weet jy, dit is nie moeilik, jy sê nie, hoeveelste century, daar's tegnologie. Gaan soek bietjie en check ek hier sê Amplified. Hier sê die translation, hier is die translation, ewe skielik, daai moeilike woord, breek oop. Nee, maar ek moet net in hierdie wees. Good for you as jy dit lees. Maar ek verstaan nie altyd wat jy dit lees nie. Dis kom ek die Amplified intrek. Dis kom ek die Scriptures intrek. Weet jy baie mense wat daai net gelees het in die Scriptures Bible, wat sê, my being find rest in him alone, because my expectation is from him. Baie mense lees dit, maar soos in my verwagtinge in God in hom,
en al wat ek verwag is net dat hy, maar ek lees oor dit, maar nou staan jy, my expectation is only from Elohim. En jy besef daar dat jy praat nie hierso van die seën van die Heilige Gees nie, jy praat hier van Abba Vader, Yahweh, die Creator, Abba. En dis wanneer jy kan kom op die plek waar jy kan Selah, waar jy die psalmdigter skryf, dan kom hy kyk in die einde van die sinnetjie, en skryf hy Selah, wat beteken Selah? Wait, stop, hang net in die oomblik, neem in dit wat jy net gelees het. Dis hoekom ons, en ek weet jy gaan nou dadelik vir my kyk en sê, daar praat hy nou weer rugby. Nee, ek praat nie rugby vandag, he. Maar hoor hierso, dis hoekom ons oog op die bal moet hou. We need to keep our eyes on the ball. Hoor gou hier stryd. Vir die mense wat nie van golf hou nie. Shame. John, hy sê shame. Hoor net gou hier, ek sê nou nie dit moet nou maak as jy van golf hou nie, maar ek het geskryf. Laas jaar se average income of the average winning money as jy 'n major gewen het in golf. Guara. As jy 'n major in 2024 gewen het, dan het jy enigiets tussen 3 miljoen tot 3,6 miljoen dollar gewen, as jy een major het. Nou, Suid-Afrikaners, hoor gou hier, what that accumulates to in rand value. That's between 57 million and 69 million per toernooi as jy doen. Nou, ek kan doen met 1 miljoen, of 70, of 60. Maar ons is so, ja, weet jy, daai ou in Amerika die major gewen, dis goed vir hom en hy, ja, dit is ook baie geld gewen. Maar besef jy, dis 60-70 miljoen rand wat in bestaan. Weet jy wat gebeur? Hierdie professionele golfer, hy kry sy groen kaart, ek wil met die groen kaart kan Amerika toe gaan. Nou, en hy kom daar aan en hy gaan na die golfskool toe waar hy generaal is. En een van die coach moet hom werk sê, daar kom Maurice, jy het 'n probleem. Jy is baie maklik distracted. Jou dryf is goed en alles, maar sodra daar 'n distraction is, dan jy moet werk aan dit. Hierdie ouetjie maak werk van dit, en weet jy wat, hy speel sy eerste major. En so gebeur het toe, dat hy die einde van die 18de is hy in 'n ou getaai, vir eerste plek. So wat moet gebeur om te bly op is? En het gebeur toe so, dat hy staan met sy putter, en hy moet hierdie balletjie sing, om die major te wen. En soos dat hy staan, en hy terugtrek om te pad, soos hy terugtrek, soos hy vorentoe kom daar 'n trein verby, en daai trein begin 'n wissel te gooi. Jy weet, ek kan nie so maak nie, maar hy gooi voor die klip aan. En die ou gaan reg lekker deur sy emotions en sê, hoe sit, en hy sit hom in die gaatjie. Hy buig af, hy tel die balletjie op, en toe ek opkyk, toe kom die organiseerders en die marshals met hom in geharte. En hy sê, meneer, ons is so jammer van 'n distraction. En hy smaaf en hy haal sy weekie af en hy sê, wat is 'n distraction? Hulle sê, jy het nie gehoor nie. Hy sê, I heard nothing. Because my focus was on putting the ball into the hole. Nou hierdie praktiese voorbeeld wil ek gebruik in ons lewens. Ons is baie keer nog nie eers waar ek afkyk nie, maar dan is ek so, my mindset is klaar by, wat gaan ek met die prysgeld doen? Of, wat gaan my vrou sê as ek die pad mis? Wat weer? Jy weet, ek kan verstaan die huwelik kos, en jy sal nie weet nie. Dis hoekom julle distractions, daar is so baie distractions in die kind van God se lewe. En ons moet vanoggend luister en hoor
en wakker wees, dit wat die Gees van God vir ons spreek. Baie dinge wat ons kan distract, is besittings, possessions. Materialisme en wêreldse begeertes. Rampant op hierdie stadium is tegnologie en sosiale media. Wat van vriende? Friends. Hoe lyk jou vriende saam met wie jy kuier? Is jou vriende iemand wat jou opbou? Of kan jy nie wag dat 'n persoon klaar praat dat jy net jou paai kan vat en baie nie? Is dit iemand wat jou miskien goed beïnvloed of verkeerdelik beïnvloed? Wat van 'n distraction soos moeilike omstandighede, difficult circumstances, byvoorbeeld worry and stress? Hierdie kom ek al hoe meer agter en nie te sê ek is Mr. Perfecte, want ek is nie. Ek is ook op 'n journey. But the following two things is rampant in the body of Christ, and that's laziness and discipline. Ek kom al hoe meer agter. Pastoor, dominee, Koos, Piet, Jan, kom help asseblief. Kom na ons huis toe. Kom ek op die plek aan en 'n mens sit en dan besef jy dadelik dat baie van die mense lees nie eens Bybel nie. Hulle bid nie eens. Die bid is eintlik maar net 'n skietgebed. Here help. God help. Maar daar's nie intimiteit nie. Daar's nie 'n plek van stil word en sê Here, praat met my. Ek wag op U. Gee my woord. Ek wil indruk in die woord. Wys my wat daar's nie dissipline nie. Daar is 'n lack of discipline and die spiritual laziness. Die distractions, die afleiding sal kom, waar ons fokus moet altyd op God wees en die inspraak van die Heilige Gees. Want die woord sê vir ons in Kolossense 3 vers 23 en 24, Colossians 3 verse 23 and 24, en ek gaan quoteer in die Amplified. Whatever you do, whatever your task may be, work from the soul that is put in your very best effort, as something is done for the Lord and not for men. Knowing with all certainty that is from the Lord, not from men, that you will receive inheritance, which is your greatest reward. It is the Lord Jesus Christ whom you actually serve. Hoe mooi sê Afrikaans in Kolossense 3:23. En wat jy ook wil doen, doen dit van harte, soos vir die Here en nie vir die mens nie. Ons moet dit alles wat ons doen met 'n mindset dat ek dit altyd vir hom doen. Ja, Boeta, meneer, oom, seun. As mamma vir jou sê, vat die swart asblik nou uit, die druk is om jou. Moenie sug nie. Doen dit as jy vir die Here sal doen. Jy van dit. Ek het myself geleer dat baie keer as ek iets nie wil doen, raai wat doen ek? Dan spring ek uit my comfort zone en ek gaan doen dit dan eers. Nou weer, onder die kaap. Loop ek stok sien alleen in die straat. Dis om donker te word. Ek loop, ek sien hierdie papiere voor my. Toe ek by die papiere kom, hoor ek julle Gees sê, niks doen met dit. Nou wil Morlys ook op sê, maar ek het dit nie daar gegooi nie. Here, daar's job creation, die ouens kan kom optel vir geld. Maar raai wat doen Morlys? Gaan af. Nie so nie, gaan af op my knie en ek vat die papiere en ek vat hulle so met mekaar en ek gaan gooi dit weg. Ek weet nie of iemand my gesê het of nie gesê, okay, maar ek is gehoorsaam die Heilige Gees. So wanneer jy kan toets die klein goedjies en jy is vyf in die klein goedjies, dan gaan jy toe vertrou aan God. Daar is die daar wat die skool gebeur. Maar jy kom maar vertel jy gou die storie van daai meisiekie. Weet jy, sy het dit en dan storieetjies, daai kinderstorieetjies. Nie deel wees van dit nie. As jy iets doen dit asof jy dit doen vir die Here. As dit nie goed is vir jou ore nie, as dit nie stigtend en bouwend is nie, sal dit af. Sal dit af. Dus soos die besigheidsman wat ingedoen was met miljoene rande. En hy moes besluit geneem het om te sê, ek gaan of hierdie ou ry tot elke penny wat ek uit my kan kry, want hy het ingedoen met millions, of ek gaan dit los. En hierdie besigheidsman sit een oggend en hy sê, Here, ek het nou adviseurs gekry, ek het prokureurs, advokate, ek het tot my sin vriende gekry, besigheidsmanne, en almal het hierdie advies vir my, en die ene sê, maak so, die ander maak so, Here, maar ek vat nou maar laaste kans, wat is dit wat U wil hê moet ek doen? Asseblief, Here, help.
Hy sê die volgende oomblik, kom daar iets op, wat hy geleer het as hy op skool in Latijns. Ja, excuse, ek het Afrikaans en Engels gehad op skool, ek het nie Latijns gehad, nie. Maar hy sê die Latijnse gesegde kom op, en hy spreek het uit, Aquila non captat muscas. En dit beteken, the eagle doesn't catch flies. In other words, stay focused and don't waste your time on flies. Don't allow yourself to be misled by foolish accusations or by silly distractions that will keep you from the true purpose of life. Dis wat dit beteken. En dis wat die afleiding en distractions doen in ons lewe. En ek dink nie daar is 'n beter, ek het so 5 voorbeelde gehaal uit die woord van God uit. Dis vir my altyd so lekker. Weet jy kan baie keer kom by 'n plek en dan deel jy jou getuienis. En ek weet my getuienis is die waarheid. Ek weet. Ek hoef nog nooit iets bygesit het of gesugarcoat nie. As ek vir iemand vertel van my getuienis hoe Jesus my gered het, dan gooi ek hom met vrymoedigheid. Maar daar's my niks lekkerder as ek 'n woord bring of 'n teaching of enigiets, net preek en ek kan die woord van God quoteer nie, want weet jy wat? As jy 'n probleem het met dit, dan jy 'n probleem met die woord. Want niemand kan teen die woord staan nie. Hy is die weg, die waarheid en die lewe. Hy is die woord. Hy is die wat vlees geword en ons gebore het. En dis ook my so lekker om te kyk na 5 voorbeelde van distractions, van afleidings in kinders van God se lewens in die Bybel. En die eerste ene is 'n man met die naam van koning Saul. He was distracted by the desire for approval and for the fear of man. Wat gemaak het dat hy op die einde van die dag die gebooie van Abba Vader nie gehoorsaam het nie. Dit het hom sy koningskap gekos, maar op die einde van die dag het dit ook sy lewe gekos. As jy dit wil gaan lees dit asseblief in 1 Samuel 15 vers 24 tot 26. Die tweede voorbeeld, en ek dink ons almal, as ons dink aan distraction, somebody that was distracted in die woord van God, dan dink ons aan Petrus, waar hy loop op die water. But the second he was distracted by fear and by doubt, because his eyes and his focus was upon the storm around him, he started looking at the storm around him and began to what? To sink. En dit kan jy gaan lees in Mattheus 14, Matthew 14 van vers 30 af. Die derde voorbeeld van iemand wat distracted was seker nie, ek glo met alles in my, die slimste man na Jesus wat ooit op die aarde geloop het. Man met die naam van koning Saul. En ek wil graag vir julle lees, want dis wat baie keer gebeur, as veral mans ewe skielik suksesvol word. En ek weet, meeste mans het dit al gehoor, ek moet weer sê die naam van die kansel af. There's 3 P's in a man of God's life, a man of God's life, that you always need to be very awake of. Jy moet baie wakker wees as dit kom by die volgende 3 P's in 'n man se lewe. Number 1 is pride. Dit is so vinnig, ja maar ek het hierdie besigheid gebring. Ja maar ek het hierdie inheritance gekry, waar ek ons op jagplaas het, anders. Ek het nou hierdie geld bekom en ek is nou 100 miljoen sterk. Jy weet, dit kom my toe, met my pa het hard gewerk en alles, daai pride, en weet jy wat, jy kry hom op 'n ander manier ook. Dis 'n vieslike ding, dis vals praat. Dis 'n vieslike ding, hy is op 'n reinpunt in manne se lewe. Die tweede ene is petticoats. Verwys na vrou se onderklere. Wat het Dawid laat val? Wat sê hom? Wat sê wat nie gesondig nie? Sy was besig om 'n jacuzzi, man. Jy jacuzzi met die klere aan nie, as jy alleen is nie. Kijk, dis te veel shit, okay? Maar sy was besig op die 10de verdieping van haar mansion. Was sy besig met bubble bath en alles. En sy wil haar toon in die water sit. En wat doen koning Dawid? Hy kan enige vrou, ongetrouwde vrou in die land van Israel, kan hy bekom, want hy is die koning. Hy kan niet 'n woord spreek, en kan hy sê, wil ek met jou trou? Kom hier van my klein broekie, swinkie. Maar die perd, hy stout. Hy staan, en hy maak sy blind oop. En toe hy afkyk, toe sien hy,
Hou! Eva! En haar Eva's geraak. Hier is die probleem. Toe hy dit sien, was dit nie sonde nie. Toe hy dit sien en begin, toe raak het sonde. So manne, net so vinnig enetjie vir niet vir julle vandag. Ek sal amper op, ek doen 2 kampe nou in die volgende 2-3 maande. Ek sal die manne daar bietjie iets met dit. Net gehou op met daai ding. En vrouens ook, jy hou op van. Om te sê, ja, weet jy, 'n man kan kyk soos wat hy wil, en dis maar ons gemakies en alles. Jy kan nie kyk soos jy wil nie, hoor. En een van die coping mechanisms vir my, as ek na 'n vrou kyk en sy is ontrek of sy is mooi, dan vra ek dadelik, Here, ek moet nooit vergeet, dit is die dogter nie. Dis die vinnigste wat last op my lewe uitgebreek was, toe deur my coping mechanisms begin. As ek na 'n vrou kyk en sy is mooi aantreklik, en ek Satan probeer skiet met 'n gedagte van my verlede, die ou morney wat ek was, en sê ek, Here, help my, gee my krag, en sê ek my, kyk nou, sy is jou dogter, sy is jou sussie, dis jou sussie in Christus Jesus, dis sy dogter. Moenie in haar rigting gaan, en dankie Vader. Dus kom nou die dag, Natasha en John waar sit, en stap nou die dag hier, ek kyk vir, ek sê, jy sê, dat lyk so goed, ek loop maar sê, sussie, jy lyk so goed, jy lyk so beautiful, ek onder haar voor 'n man, wat 'n voor 'n man onder ek haar. Ek het nie probleme met te doen nie, want ek kyk aan haar oë en ek sê van jy blink, jy glans. Waar glans sy? Hoe blink sy? Sy kan wat sy make-up insit, sy kan wat sy haarstyle hê. Dit gaan nie daaroor, dit gaan dit binne na is skyn uit. She radiates the beauty and the presence of the Lord. Jy sien, koning Dawid het geval in daai area. In die laaste P, ek het gepraat van pride, ek het gepraat van petticoats, dan praat ons van pennies. Geld is nie die ewe nie, die liefde van geld. As geld, dat God is in jou lewe, het jy moeilikheid. En ek dink ons moet baie keer, baie versigtig wees in die liggaam van Jesus. Want ons is baie keer ons eie grootste vyande. Waar ons kom, en ons sien dit gaan goed met daai persoon, dit gaan goed met daai mense, dan kom ek op 'n plek waar ek eintlik doodspreek. Want ek kom uit 'n plek van afguns, en ek sê iets net, en weet jy wat, daai kom terug by my toe. Dis hoe jy nie gebless is. So daai wat gebeur, en ek het dit ook al vir julle gesê, ek rejoice, as ek hoor, Brendan ry 'n nuwe bakkie. Of Thys, koop nou weer vir my nuwe huis. Amen! Amen! Of Gavin het 'n Carducci suit aan, verstaan jy? Ek rejoice, ek is bly, saam met hulle. Hoor gehou wat gebeur met koning Salomo in 1 Konings 11, 1 Kings 11. En koning Salomo het baie uitlandse vroue lief gehad. Luister, hy het hulle net gelike nie, hy het hulle lief gehad. Tjoe! Waarom ons die probleme? Ons begin weer van voor. En koning Salomo het baie uitlandse vroue lief gehad. En wel behalwe die dogter van Farao, het hy ook Moabitiese, Ammonitiese, Edomitiese, Sidoniese en Hittitiese vroue uit die nasies waarvan die Here aan die kinders van die Israel gesê het, julle mag nie met hulle meng nie, en hulle mag nie met julle meng nie. Hulle sal voorwaar julle hart verlei agter hulle gode aan. Salomo het hulle met die liefde aangehang. Dan vers 3. En hy het 700 vrouens gehad. Hoe het daar so kalender gelyk? Vorsinne gehad en 300 byvroue, sodat sy vroue sy hart verlei het. En in die tyd van Salomo se ouderdom het sy vroue sy hart verlei agter ander gode aan. So sien jy wat in Satan. Hy sien met sy oë, he lusted after these women. Hy dink hy raak verlief op hulle, meantime is die gees. Hy verloor homself in dit. Nou het hy 700 plus 300 en dit gaan net erger aan. Hoor nou wat sê hy so. En in die tyd van Salomo se ouderdom het sy vroue sy hart verlei agter ander gode aan, sodat sy hart nie volkome met die Here sy God was, soos die hart van sy vader Dawid nie. Ek het nou gepraat van Dawid wat met Batseba gemeenskap gehad het, terwyl sy getroud was. Dis reg baie.
Hy het nie net met 'n gemeenskap gehad nie, hy het daar verwagting gemaak. Uria en Batseba was man en vrou. En toe daai waarheid uitkom, toe wat doen hy? Kom ek gaan maak vir Uria sommer dood. Hy het nie fisies doodgemaak met sy eie hande, maar daai bloed is op sy hande. Maar hy het gesê, pak vir Uria, want hy kom die voorste linie van die geveg. Want wat het hy geweet gaan gebeur? Hy gaan doodgemaak word. Maar hier staan dit eintlik dat Salomo het nie die hart van Dawid gehad nie, because what did David do at the end of the day? He repented. He prostrated himself in the position of the cross, en hy gaan lê in sy koningskamer, en hy gaan lê, en hy het gesê, Here, as dit moontlik is, asseblief, in my eie woord, dat die kind net asem, die kind wat ek en wat sien in die lewe bring, asseblief, Here, mag dit nie so wees dat my kind doodgebore word nie. Maar die beroerde van Israel skrywer en slaap, die God se woord is vas. Dit is my so mooi, ek dink ek kon seker 10 keer vertel van die kansel af. Dat toe die klop aan die deur is, en hy sê spreek, en die diensknegt sê, koning Dawid, Batseba, my eie woord het kind gehad, maar was geen asem die kind nie. Hoor net hier so, David arose, hy het opgestaan, hy het sy kleed gevat en afgeskeer, hy het homself gaan was in die waskom, hy het 'n nuwe kleed gevat en hom aangetrek, en hy het 'n ring aan sy vinger gesit, he was reinstated, because he knew, want in Romeine 8:28, God sal alles ten goeie laat meewerk, vir my wat hom lief het. Hy was nie perfek nie, hou op om altyd te dink jy moet perfek wees. Dis 'n ander ding wat ons dood maak. Dit maak ons dood as kinders van die Here, dit maak jou dood in jou verhouding met Abba Vader, dat jy altyd net moet reg en perfek wees. Wees net jouself, asseblief. Val op jou knie en huil en skree en kry uit wat aangaan in jou hart. Sê net, Here, ek weet ek is deur mekaar in die area, maar ek kom net voor U vandag en ek net voor U breek en net sê, wat ek is net genade, wat ek het is net vir my geleen. U het my gevorm, U het my gemaak. I will step into your ways. Ek wil in U weë wandel. Kyk wat gebeur. Kyk wat gebeur in jou lewe. Koning Salomo was so distracted by his wealth, his wisdom and his foreign wives, wat gemaak het, dat hy totaal en al weggedraai het van die Here. En dit het gemaak dat hy hulle afgode begin aanbid het. Die tweede laaste en 'n baie bekende verhaal is van Jona. Jona kry die woord van God af. Nou vir jou sê kind van God vandag, die woord sê baie is geroep, maar min is uitverkies. Maar die dag as jy jou hand opsteek en sê, Here, Johannes 3:30, minder van my en meer van U. En Here, doen U met my wat U wil. Dis nou baie, met respek gesê, baie gevaarlik om te vra. Want hy kom nie en dat jou lewe dan gebeur soos jy dink nie. Hy verander jou paadjie na sy pad. Dis ek reg vir die. Hy verander jou hele lewe volgens sy wil. En ons sien vir Jona how he was distracted by his own desires and prejudice. Dat hy weggehardloop van die roeping van God. Want God sê vir hom, gaan na Nineve toe. En hy sê vir hom, gaan nie na Nineve toe en gaan hang daar rond nie. Hy gaan en sê vir Nineve, they need to repent. Hulle moet wegdraai. Hulle moet 180 grade swaai maak. Hulle moet wegdraai, want ek gaan hulle verwoes. Waar eindig my vriend Jona op? 3 dae, 3 nagte in die belly of the fish. Nou met wat nou, ek wil nie weet hoe daar geryk toe daai kom nie. Dit moes verskriklik wees. En dit kan jy gaan lees in Jona 1. En dan die laaste voorbeeld, en ek het spesifiek my laaste voorbeeld gemaak. Want hierdie verhaal, het my as 'n klein seentjie, ek onthou, ons was in NG eers op Noord gewees, in Skouers, en toe ons later geskuif na Randendal gemeente toe, ja, toe is ek voorgeneem hier by die Piet, goed. Ek onthou, van NG eers op Noord, op Joekie Boom, toe ek kategisme begin stap het, onthou jy kategisme? Dit is moeilik gewees. Onthou ek sal, daar storie van Lot, van Lot se vrou, wat weghardloop, en die volgende draai sy om,
Dis 'n wonder in 'n suidpilaar. Dit het my gekrip. Ek dink myself, hoekom kon sy nie soos die man van Intersection ontplof of net weggaan nie? Maar sy hardloop en almal hardloop en hulle hoor die commotion agter hulle, maar sy hardloop en sy besluit dat ek terugkyk en wat gebeur daar versteen sy is uit. Dit het my so gegrip dan ek het nooit in my lewe vergeet. She was so distracted deur haar attachment met die wêreld en met die stad. Sodom. Dat sy, toe sy weghardloop, saam met Lot en sy alle twee dogters, en God kom en hy gee haar ernstige waarskuwing, het sy nog steeds gekom en gekies om terug te kyk. Daar verander sy in die laaste sin. Ons sien dat deurdat sy teruggekyk het, symboliseer dit haar gehegtheid aan die wêreld en die sondige stad van Sodom. Nie net het sy haar lewe verloor nie, maar so ook is die hele stad verwoes weens die boosheid daarvan. Julle, volgens die ons is, wat is dit wat jou distrek in jou persoonlike wandel saam met Jesus Christus? Raai wat is die opposite of distractions? It's to have focus, it's to have concentration, and it's to be 100% attentive, met attention gee aan dit wat jy doen. Waarom fokus en concentreer en grip jy jou aandag op? Is dit begeerlikhede van die vlees, soos koning Salomo? Of is dit miskien my eie wil en my eie convenience, soos wat Jonah gemaak het? Of is dit miskien daar storm wat om jou woed, of baie keer binne in jou woed, waar jy baie keer dan sin, soos Petrus? Of is dit waarlik die begeerlikhede van die wêreld en sonde, en dat jy bereid is om liewerste, jy's op jou journey en elke keer te stop en terug te kyk? Waar bevind jy jouself volgens in jou wandel saam met die Heilige Gees? Kom ons sluit dit oor aan dit ons. Heilige Gees, Koning Jesus, Abba Vader, dis die kinders wat voor my sit vandag. En ek het die meer nodig, weet ek, as die Here. Ek kan nie sonder die Here. But Lord, there's so many times in our lives distractions that keep us bound. Die stad dan kom, en hy sê vir jou, ek ervaar het die wakstok. Sodat jy nie tole kan bid nie, sodat jy nie genoeg Bybel lees nie, sodat jy nie geestelik goed genoeg is nie. Ek wil vir jou sê vandag, dis 'n lewe in die bid van jou. Jesus het nie een oomblik na my toe gekom, of my bloed. Hy gesê, weet jy wat, kom jy eers reg, dan sal ek so met jou op pad staan. Lord, we acknowledge this morning that there's distraction in our lives. En van God in die distractions maak my klaar. It finishes you off. It makes you weary. It makes you tired. En dis kom vanoggend. Die geleentheid het ons opportunity vir jou gesê. Om vorentoe te kom dat ons vir jou bid. En niemand sal jou expose, jy hoef nie te kom en te sê, weet is dit of dit in my lewe nie, maar is dit vanoggend die gees van die Here wat met jou praat, daar waar jy sit, en jy sê, as ek kyk na die 5 voorbeelde, Here, ek is skuldig aan een van hulle, of ek is miskien skuldig aan al 5 van hulle. As ek my oë oopmaak in die oggend, moet ek eers kyk op my foon, wat gaan in die wêreld? Am I distracted by my occupation? Am I distracted by my children? Miskien my man of my vrou. Is ek miskien distracted deur my eie
belang in my eie lewe, dat ek eintlik maar my eie altaar gebou het. My eie prentjie van hoe ek moet wees as 'n kind van God. Dat ek mense wegstoot. Dat mense nie die vrug van die Gees, die liefde, die vrede, die blydskap, die lankmoedigheid kan ervaar as hulle met my praat. So Holy Spirit, I pray this morning that you will quicken your son and your daughters where they see you to work in their hearts, that we can pray for them, Lord. Dat so hand op hulle kan hê vir hulle kan bid. Ek wil 'n geleentheid gee vir jou waar daar sit vandag om vorentoe te kom. Vergeet van jou man en jou vrou en jou kinders, wie dit ook al mag wees. Kom vorentoe dat ons saam met jou kan bid. En daai ding kan breek in jou lewe. Want daai ding sal vir jou vashou. En as op die einde van die dag sal dit jou bring op 'n plek dat jy voel ek kan dit nie meer. Kom vorentoe. En kom staan saam met my. Dat ons saam met jou kan bid in Jesus naam. Thank you, Jesus. Father, your word declares that the just shall live by faith. And this prayer this morning is a prayer of faith. Dit is 'n gebed van geloof. Wat ons gaan bid vir hierdie mense. Elke persoon in hierdie vertrek. Ons bly net in die stemming. Kom ons op die vorentoe. Dat ons vir julle kan hand oplê en kan bid. Until I